Shamaine, wat het daartoe gelei dat daar nou weer amptelike howe spesifiek vir seksuele misdrywe is? Die minister van Justisie het in sy openingsrede aan die begin van 2013 gesê dat moet 'n spesiale taak mag saamgestel word om te ondersoek of dit nodig is en of dit werkbaar is om die ou seksuele howe terug te bring en nuus te skep, aangesien die seksuele misdrywe in Suid-Afrika se getal verskriklik gestyg het. Maar daarteen was die afhandelingssyfer en die suksessyfer baie laag. Hoekom was dit nodig om die hofsaal, die wagkamers en die tussengangerkamer op te gradeer hier in Welkom? Daar is 'n nasionale module nadat daar 'n ondersoek gedoen is en bietjie navorsing, is daar 'n nasionale module geskep van hoe die howe moet lyk om eenvormigheid te skep. Dit is baie traumaties vir getuies om te kom getuig, veral by die hof en oor iets intiems soos 'n seksuele misdryf teen jouself. En dan as jy hier aankom en die hof is onvriendelik en dis koud en dis deur mekaar, dan is dit net meer stresvol. So die hele doelpunt is om dit so gemaklik, gerieflik en privaat as moontlik te maak. Met die hulp van die Thuthuzela Care Center vir slagoffers van seksuele geweld het julle reeds as die toegewyste hof groot suksesse behaal. Hoe vergelyk julle skuldigbevindings met die provinsiale en nasionale teikens? Ons het altyd 'n sentrum gehad wat ons 'n krisissentrum genoem het, wat toe later omskep is in die Thuthuzela. Die Thuthuzela Care Center is 'n eenstop sentrum vir slagoffers, maar meerendeels verkrachtingsslagoffers, waar ons beleid ook kinders en gesinsgeweld en kindermishandeling insluit. So die sukses van die Thuthuzela is ook 'n suksessyfer van hierdie hof, want ons bedien die sake van daardie hof. Hulle nasionale mikpunt of doelwit is 64%. Byvoorbeeld verlede maand het hulle gestaan op 82%. Die hof vir seksuele misdrywe se doelwit is 75% en verlede maand het ons gestaan op 85%. So jy kan sien ons loop baie gelyk in die afhandeling van ons sake.